Goeienaand en baie welkom. Dit is die 21ste Mei en ons is besig met 'n reeks oor die ark. Ons gaan vanaand bietjie verder daaroor saam dink. En nou ja, ek is ongelukkig neem ek nou nie vanaand van die huis af op nie. So daarom maar die kamera en so is bietjie anders, die ander kwaliteit. Maar nietemin, ons gaan saam dink, ons gaan saam lees uit 1 Samuel 5 uit. Voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Ons groote almagtige hemelse God en Vader, hoe heerlik om U te mag ken, te mag dien, en ook aan U te kan vashou en te kan weet dat U, Here, het ons eerste lief gehad, en dat U op grond daarvan ons aan U nader trek, dat ons U kan lief hê, dat ons U mag eer, U mag loof en prys. Dankie vir U woord, wil U vanaand ook deur die woord met ons praat, ons bid U dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Nou lees gerus saam met my wat staan in 1 Samuel 5 vers 1 tot en met 7. Nou dit is so, onthou dit is maar 'n bietjie 'n reeksie, so gaan kyk gerus die eerste 2 geleenthede wat gaan oor die ark. En dan kyk ons nou wat gebeur nou met die ark in 1 Samuel 5. So net so vinnig die agtergrond is die Israeliete het gaan oorlog maak teen die Filistyne. Hulle het verloor. En toe nadat hulle verloor het, toe sê hulle ons het verloor want die ark is nie hier nie, en dan laat haal hulle die ark. Hulle dink die ark is nou is die Here by hulle, want die ark is nou daar, né? En dan gaan hulle en dan gemaak hulle weer oorlog en dan verloor hulle en dan vat die Filistyne die ark. En dan sit nou baie sleg, Eli val van sy stoel af, hy sê die nuus kry, hy sterf en dis net baie sleg. Die ark is nou weg en Israel is verslae en dis meer. Nou ja, kom ons lees wat het toe nou verder gebeur. Toe die Filistyne die ark van God weggevoer het hulle dit van Eben na Eser af na Asdod toe gebring. Die Filistyne het die ark van God geneem, dit in die tempel van Dagon ingebring en langs Dagon neergesit. Toe die mense van Asdod vroeg die volgende môre opstaan, daar lê Dagon met sy gesig teen die grond voor die ark van die Here. Hulle het Dagon geneem en hom op sy plek teruggesit. Maar toe hulle die oggend daarna vroeg opstaan, daar lê Dagon met sy gesig teen die grond voor die ark van die Here. Dagon se kop en sy 2 hande lê toe afgekap op die drempel, net Dagon se lyf het van hom oorgebly. Daarom trap die priesters van Dagon en almal wat die tempel van Dagon binne gaan, tot vandag toe nie op die drempel van Dagon in Asdod nie. Die hand van die Here was swaar op die mense van Asdod. Hulle het paniek gesaai onder hulle en hy het hulle, dit is Asdod en sy omliggende gebied getref met swelsels. Toe die manne van Asdod sien wat gebeur, sê hulle, die ark van die God van Israel kan nie by ons bly nie, want sy hart is swaar op ons en op Dagon, ons God. Nou goed, dis eintlik 'n baie interessante stukkie geskiedenis hierso, want die vraag is maar, wat gebeur wanneer 'n heilige voorwerp soos die ark van die Here, wanneer dit hanteer word asof dit krag en mag in homself het, so asof die ark as 'n simbool van die Here se teenwoordigheid vervang die Here se teenwoordigheid. Nee, so en dis eintlik wat hier gebeur. So dis eintlik iets van, noem dit maar die sonde van verontpersoonliking. So aan die een kant die Here se simbole en dit wat die Here vir ons gee, dit is vir hom belangrik. Maar daar kan iets gebeur wanneer die simbole van die Here begin vervang. En nou goed, daar so 'n paar goeters wat ons hier in gedagte moet hou. Die een ding wat ons in gedagte moet hou, is die hele saak rondom mistisisme. Nou mistisisme sê dat daar sekere kragte in die heelal, en wanneer ons nou die regte goeters op die regte tyd doen, en resepies volg, en een of ander formule sê, of doen, of wat ook al, dan kan ons hierdie kragte wat in die heelal is, kan ons manipuleer tot voordeel van onsself, of tot nadeel van iemand anders, of wat ook al. Maar jy moet net die regte dinge doen, die regte dinge sê, die regte formules, dit is die hele ding van toer, en dit val alles daaronder, onder mistisisme. En daar het 'n goeie spul mistisisme natuurlik in die Christendom ook ingesluit. Nee, as jy met 'n sekere maniere wat jy dinge sê, en wat ook al, kan jy dinge beheer. Nee, die hele teologie van you name it, you claim it, die hele voorspoedsteologie val maar onder mistisisme. Ag, en vandag is daar nog baie van dit. Mens sal heelwat films kan kyk en goeders op YouTube kan kry rondom en die heilige voorwerpe of die woord relics wat dan gebruik word en dan word daar gesoek, want as jy nou die
die laaste beker het waaruit Jesus nou gedrink het voordat hy gekruisig is, dan is daar nou sekere kragte in hierdie beker, né? En as jy hom nou gekring en jy kan van die beker drink, dan sal jy gesond word. Of as jy nou die spyker kan vind waarmee Jesus aan die kruis vasgeslaan het, dan is daar een of ander krag of mag in die spyker. Of nee, as jy nou 'n glasie van die Jordaan water kan drink, dan nee, dis mistisisme. Dit is dan dat daar krag of mag binne in sekere dinge is. En dit is dieselfde wat gebeur het met die ark. So Israel het die ark as 'n simbool van die Here se teenwoordigheid vervang met die ark as die Here se teenwoordigheid. En dit is verontpersoonliking. Nou goed, en dit is hoekom die Here net eenvoudig Israel bring die ark en dan verloor die Filistyne weer. Nee, die Here laat nie vir hom manipuleer nie. Hulle het die Here verontpersoonlik. En nou het die Filistyne die ark gevat en dit staan in die gedeelte wat ons gelees het, staan dit 2 keer. Die Filistyne het die ark gevat. So die ark is nie waar dit hoort nie. Natuurlik gaan daar nou moeilikheid kom. So alhoewel God se volk die oorlog verloor het, beteken dit hoegenaamd nie dat God verloor het. En dit moet ons ook onthou. Die absolute oppergesag van God oor alle gode, godsdienste, menslike denkpatrone, dit staan. Die Here laat nie sy oppergesag ooit gaan of gee dit weg of dra dit oor nie. Hy bly God almagtig, alomteenwoordig, alwetend. Hy gee dit nie weg nie. So die Filistyne het toe nou die ark van die Here gevat, die verbondsark, dit na Asdod. Nou Asdod is 'n Filistynse stadstaat toegebring. Die Filistyne het 5 stadstate gehad. Elke stad was 'n staat op homself, het sy eie koning gehad, maar hulle het dan ook saamgewerk met 'n klomp dinge. En hulle vat dan hierdie verbondsark en hulle gaan sit dit daar in Asdod en hulle gaan sit dit in die tempel langs Dagon. Hulle afgod. Nou Dagon, en miskien as jy die beginprentjie kan onthou, was half mens, half vis gewees, en soos baie van die gode destyds was hy dan ook maar 'n vrugbaarheidsgod. Nou goed, die betekenis agter dit wat hulle doen. Nee, nou 'n heiden se kop werk so. As jy die slagveld wen, dan beteken dit uit die aard van die saak dat my God is sterker as die een wat ek gewen het se God. Want anders sou hy nie gewen het nie, sekerlik. Logies om so te dink. So na die geveg word die vyand se besittings buitgemaak en as daar 'n afgodsbeeld is of iets, dan word hy gevat en dit word nou as 'n oorwinningstrofee teruggevat huis toe. En dan word hierdie God wat nou verloor het, word nou langs die afgod gesit wat gewen het, as 'n simbool of as 'n eerbewys aan die sterker God tussen die twee gode. En toe die Filistyne dan die verbondsark vat, dan doen hulle presies dit en hulle maak eintlik dieselfde fout as wat die Israeliete gemaak het. En dit is om te dink dat jy die Here kan optel, dat jy die Here kan ronddra waar jy hom ook al nodig het, dat jy hom nou in jou tempel kan gaan neersit. En almal wat in die tempel kom, kan nou kyk en sê, ja, jy sien, Dagon is baie sterker as die God van Israel, want hulle het verloor. So daar's vernedering, daar's belediging in van die God van Israel, dat 'n almagtige, alomteenwoordigende God verklein word om te sê, maar goed, hy is hierdie boks, sit hom langs die God van langs Dagon en dan het ons gewen. So, mens hoor sommer, dit is nie hoe dit werk. Maar, in plaas van 'n oorwinningstrofee waarna die mense smalend kan gaan kyk, word die ark nou vir die Filistyne 'n godsdienstige, 'n nasionale probleem. Nee, ons het in vers 3 gelees, toe hulle die volgende oggend opstaan, dan lê Dagon vooroorgeval op die grond, voor die ark van die Here. Hy het op sy gesig op die grond voor die ark van die Here gelê. So dis iets na die Here ook net daar 'n bietjie iets van sy oppergesag bewys. Dagon lê amper in 'n houding van aanbidding, gesig op die grond voor die verbondsark. Dit is asof die Here hierdie afgod net vir die mense bewys, maar selfs die afgode gaan maar buig. So wat dit vir ons sê is, ons moet versigtig wees om God nie te meet aan dit wat God se mense doen nie. Nee, daar's 'n verskil. Israel, gedink hulle kan God ronddra, bring die ark, en ons wen, werk nie so nie. So ons kan nie God meet aan dit wat die mense van God doen nie. As God se mense verloor, of as God se mense liefdeloos optree, wat ook al die geval kan wees, dan beteken dit nie dat die Here ook so is. Die Here gee nooit sy soewereiniteit, sy alleenheerskappy
sy oppergesag prys nie. En dis op die einde van die dag ook die boodskap wat die hele Bybel vol staan, nee, dat alles op die einde van die dag voor die almagtige God gaan buig. So die punt is nie omdat jy in God glo bestaan nie, nee? Of jy nou glo of nie, is irrelevant. Dit maak niks in die oppergesag van God. Daar's 'n verklaarder wat dit eintlik so mooi stel. Hy sê as 'n mens glo nie, gaan jy buitendien eendag gedwing word om voor God se absolute alleenheerskappy met jou gesig op die grond te val, net soos Dagon, al is dit dan te laat. Nou goed, die Filistyne dink, is eintlik baie interessant as mense die res van die geskiedenis gaan lees. Dit is nie die probleem nie, iets snaaks het nou met Dagon gebeur, maar dalk was dit maar net toeval, dalk was daar sterk wind, wie weet. So, wat mense doen as 'n God omgeval het, is jy tel hom op en jy sit hom op sy plek terug. So, dit is hoe hulle koppe werk. Kom ons tel die ou op en ons sit hom terug op sy plek. Probleem opgelos. Maar die Here is dan nog nie klaar met sy openbaring van sy oppergesag. Die volgende dag, as hulle weer staan vroeg op, en dan's Dagon weer geval, hierdie keer het sy kop en sy hande het afgebreek, net sy lyf het oorgebly. Nou goed, ons weet nou nie presies waarvan Dagon gemaak was nie, maar sekerlik nie porselein nie. So, wat het gebeur? Wat gebeur het, is dat die Here Dagon se kop en hande laat afbreek het. Nee, en is interessant dat die Hebreëse woord wat daar gebruik word, is dieselfde woord wat hulle gebruik wanneer hulle 'n bees middel deursny. Ons kry die woord in Genesis 15, waar Abraham in die verbondsluiting diere middeldeur moes sny en tussen die stukke vleis deur moes gaan. So, dieselfde woord, God het Dagon se kop en hande afgesny. En daar's iets van beeldspraak ook hierin, nee? Met jou kop beplan jy, dink jy, reken jy, dis jou rasionaliteit, dis, ja, daar's 'n klomp dinge wat in ou se kop gebeur, maar Dagon het nie 'n kop om hierdie dinge te kan doen nie, ons kan net sowel afkap. Net so ook hande, met hande doen jy, werk jy, skep jy, veg jy, troos jy, maar dit kan Dagon ook nie doen nie. So, is eintlik net 'n bewys vir die Filistyne, luister, julle aanbid 'n dooie ding. Die God van die verbondsark, die God van Israel, wil in 'n verhouding met sy mense staan. En het ons gesê, die verbondsark was 'n teken van God is hier in julle midde, Immanuel, God by ons. Maar op die einde van die dag net 'n teken, alhoewel net 'n teken, steeds 'n teken wat die Here gee, die Here laat nie met hom speel. Nou goed, Nuwe Testamenties kom Jesus Christus en dan stuur die Here nie net 'n teken vir ons om vir ons te sê hy is by ons nie. Hy stuur sy seun. God word mens in Christus Jesus en daarom wat hy Immanuel genoem word. En Christus Jesus gebruik sy kop en sy hande, hy seën die kindertjies, hy maak mense gesond, hy laat blindes sien, hy laat krepeles loop, hy was sy disippels se voete, hy oorlaai mense met deernis en vergifnis. En as hy opvaar, dan vaar hy op met seënende hande. So anders as Dagon wat deur mense opgetel moet word en mense reggemaak moet word. En goed, as mense die res van die geskiedenis lees, dan sê hulle nee wat, hierdie ark se probleem, stuur hom weg, hy lê swaar op ons God Dagon. So, hulle besef nie, hulle sien nie wat besig is om te gebeur nie. Hulle is so verknog in hulle God Dagon, dat hulle eerder 'n plan sou maak om die Here weer weg te stuur, sodat Dagon net kan bly staan, né? En dit is iets van hoe hard hulle harte ook is, hulle sien, of hulle kyk, maar hulle sien nie, hulle luister, maar hulle hoor nie. Daarom wat die Here ook vir my en vir jou vandag ook sê, deur Christus en deur die Heilige Gees, dat ons aanbid 'n oppergesag God. Daar's niks en niemand soos hy nie. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, hy is almagtig, alwetend, alomteenwoordig. Maar ons kan nooit die almagtige God verontpersoonlik nie. Ons moet nooit dink dat ons hom op 'n manier kan manipuleer, hom kan ronddra, hom kan maak dat hy na ons pype dans, dinge moet doen soos wat ons wil hê. Ons dien hom en nie andersom nie. En daar's 'n heerlike vryheid om te weet dat ons het nie 'n God wat ons hoef regop te help nie. Ons het nie 'n God wat ons hoef te verdedig nie. Ons het nie 'n God wat ons hoef rond te dra nie. Hy is ons Here altyd, oral, enige tyd, enige plek. Wat 'n troos dat ons daai persoonlike verhouding met so 'n God kan hê, kan weet, maar daai God, hy is vir ons lief, so lief, dat hy sy seun vir ons stuur. En dan natuurlik is ons roeping nou om dan ook ons hande en ons voete en ons kop
om dit dan ook te gebruik tot eer en verheerliking van die Here, om as ware 'n verlengstuk te wees van sy liefde en sy genade in 'n seer en 'n donker wêreld. Mag ek en jy ook so lewe in 'n persoonlike verhouding met ons Here, as ons enigste God, as die ware God, die liefdevolle, lewende God. Amen. Kom ons bid. Ons Vader, hoe heerlik dat ons kan weet, U is nie 'n verre God nie, U is nie 'n God wat ergens op 'n plek staan en wat kan opval en wat sy hande en sy kop kan afbreek. U is ons Here, U is almagtig, Here, en U is ons Here. Deur Christus Jesus kom U naby ons, kom woon U onder ons, kom slaan die tent op, deur die Heilige Gees kom woon U in ons. Kan ons nou in 'n heerlike nuwe lewe, lewe waarvan U die koning is, waarvan U die kaptein is. Mag ons in navolging van U, Here, dan ook gehoorsaam wees aan dit wat U van ons vra, op die roeping wat U op elkeen van ons lê. Wil U ons seën en dra, Here, soos wat net U kan, en ons bid U dit om Christus ontdek. Amen. Ek hoop julle het 'n baie mooi aand en 'n heerlike week verder. Groetnis.